Here, ons aanbid U as die koning, die skepper, die Here van die Here. Aan U, o God, om al die lof en die dank toe. Here, ons bid dat U vanoggend weer deur die woord met ons sal praat. Maak U woord lewend, dat dit nie net 'n klomp woorde is wat ons hoor nie, maar dat dit waarlik die stem van die Here is wat met ons praat. Ons bid dit in U naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 7. Lees daar die eerste 10 verse saam. Ek het besluit om die Lukas 6 so 'n bietjie te laat oorstaan. Dis eintlik 'n kom ons sê 'n bietjie van 'n samevatting van die bergrede wat nou baie meer volledig in Matteus 5, 6 en 7 geskryf word. Ek gaan moontlik later terugkom daarna toe, maar vanoggend dan Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 1 tot 10. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, het hy na Kapernaum toe gegaan. 'n Offisier daar het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werd was, en die slaaf was siek en het op sterwe gelê. Die offisier het van Jesus gehoor en stuur toe 'n paar familiehoofde van die Jode na hom toe om te vra dat hy moet kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het op eie koste die sinagoge vir ons gebou. Jesus het saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die offisier 'n paar van sy vriende om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Ek is self 'n man wat onder gesag gestel is en ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen en hy gaan, en vir 'n ander kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek, doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so 'n groot geloof teëgekom nie. En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond. Geliefdes, as jy nou vanoggend so 'n bietjie na jouself moet kyk, wat sien jy raak? Ek bedoel nou nie hoe jy fisies lyk nie. Ek bedoel eintlik hoe jy geestelik lyk. Hoe sien jy jouself in terme van jou verhouding met die Here? En dit lyk vir my nogal asof dit 'n belangrike vraag is om te vra. Veral as ons kyk na hierdie verhaal wat ons vanoggend saam gelees het. Ons gaan kyk so 'n bietjie wat het gebeur hier. Op 'n dag het 'n Romeinse offisier wat in Kapernaum gestasioneer was, na Joodse kennisse van hom gegaan. Sy slaaf vir wie hy blykbaar baie omgegee het en wat vir hom baie werd was ernstig siek en hy het op sterwe gelê. En iewers het hierdie Romeinse offisier toe gehoor van die wonderdade wat Jesus doen en hy besluit om vir Jesus te vra om sy slaaf vir hom gesond te maak. En nou gaan hierdie offisier na sy Joodse vriende toe, want hy wou hê dat hulle so half as tussenganger tussen hom en Jesus moet optree. Ons weet mos hoe werk dit, as jy 'n guns van iemand wil hê wat jy dalk nou nie so goed mee bevriend is nie, maar jy weet hierdie persoon kan dalk vir jou iewers 'n deur oopmaak of 'n pad dalk vir jou gelyk maak as jy een of ander ding moet gedoen kry, dan gaan vra jy vir iemand wat daai persoon ken, iemand wat jy ken en iemand wat daai persoon ken, en jy vra vir daai persoon om as tussenganger tussen julle op te tree. Want dalk, so dink jy by jouself, sal daai persoon makliker na hierdie een luister as wat die persoon
na jou sal luister. Dit gaan makliker wees om dan daardie versoek goedgekeur te kry. Nou wie was die mense? Ons lees hulle was familiehoofde, hulle was eintlik maar gemeenskapsleiers gewees. Met ander woorde, belangrike mense in die oë van die volk. En die rede waarom hy spesifiek vir hulle vra om as tussenganger op te tree, is waarskynlik omdat hy geglo het dat Jesus meer genees sal wees om na hierdie belangrike mense te luister as wat hy dalk vir hierdie Romeinse offisier sou luister. En immers, hulle was Jode, net soos wat Jesus ook 'n Jood was. En hy natuurlik was 'n Romein. En die volksleiers, familiehoofde, hulle stem toe in. Hulle sal met Jesus gaan praat. En dalk nie omdat hulle regtig so bekommerd was oor die slaaf nie, ek weet nie, maar omdat hulle van hierdie Romeinse offisier gehou het, besluit hulle sal met Jesus gaan praat en vir Jesus gaan vra om hierdie slaaf te help. En ek dink wat waarskynlik agter dit alles gelê het, is hulle wou die goedgesindheid van hierdie Romeinse offisier behou het. Hulle het waarskynlik by hulle self gedink as hulle hierdie guns vir hom doen, dan gaan hy natuurlik weer iets terug doen vir hulle. Hy het klaar bewys dat hy van hulle hou. Hy het klaar die sinagoge vir hulle gebou en hulle het gedink, maar miskien as hulle hierdie guns vir hom doen, dan doen hy nog ietsie meer vir hulle. En dit sien ons veral in die manier wat hulle die offisier by Jesus aanprys. Daar in verse 4 en 5 sê hulle vir Jesus, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het op eie koste die sinagoge vir ons gebou. Jesus met baie mooi besef, so dink hierdie familiehoofde by hulle self, dat hierdie Romein is nie sommer net 'n huurjy nie. Dit gaan nie hier oor 'n arm bedelaar wat nou kom vra vir gunstes en gawes by Jesus nie. Hierdie is 'n baie belangrike persoon, 'n BBP in die oë van die Jode. 'n Man wat bereid was om sy hand diep in sy sak te steek ter wille van sy Joodse vriende. 'n Man wat in die oë van Jan en Alleman geregtig is op voorkeurbehandeling. En hierdie Joodse familiehoofde, die Joodse gemeenskapsleiers, hulle kan daarvoor instaan dat hierdie offisier iemand is wat deur sy dade bewys het dat hy waardig is om gehelp te word en dat hy dit verdien. Hy is dit werd dat u dit vir hom doen, sê die Joodse gemeenskapsleiers vir Jesus. Hy is dit werd. Kom ons kyk net so 'n bietjie na die agtergrond hier. Oor die algemeen het die Jode die Romeine gehaat. Die Romeine was glad nie geliefd gewees onder die Jode nie. Maar in hierdie geval voel dit tog 'n bietjie anders. Hierdie Romeinse offisier is dit werd dat hy gehelp kan word omdat hy goed is vir die Jode. Nou die Griekse woord wat hier vertaal word met werd, om iets werd te wees, dui daarop dat jy al die goeie en die slegte dinge teenoor mekaar opweeg. En dan kyk jy watter een weeg die swaarste. En dit is wat hulle met hierdie die Romeinse offisier gedoen het. Hulle het al die slegte dinge van die Romeine het hulle gevat, maar in hierdie geval ook die goeie dinge wat hierdie Romeinse offisier gedoen het, en hulle die twee teen mekaar geweeg, kom ons sê maar op 'n weegskaal geplaas, en gevind dat die goeie dinge wat hy doen, weeg swaarder as die slegte dinge. En daarom sê hulle, hy is dit werd om gehelp te word. Hulle vra die vraag, as ons hierdie twee dinge teen mekaar opweeg, watter een weeg die swaarste? Is hy dit werd om gehelp te word, of is hy dit nie werd nie? En dan sê hulle in hierdie geval, hy is dit werd om gehelp te word. Sy goeie hoedanighede weeg swaarder as die slegte hoedanighede. En daarom vra hulle vir Jesus om die man te help. Kyk, sê hulle vir Jesus, hier is 'n man wat lief is vir ons volk. Iemand wat meegevoel het met die Jode. Dit gebeur nie sommer onder die Romeine nie.
Dis nie iemand wat sy magsposisie misbruik het nie, maar iemand wat juis op grond van die posisie wat hy beklee as offisier, wat natuurlik dan ook 'n groter salaris kry, bereid is om daai geld wat hy verdien het as offisier te gebruik om daarmee van die Jode te help. En daarom is die gevolgtrekking, is hy dit werd dat hy gehelp sal word. Daar is volgens hulle baie meriete in hierdie versoek wat die man het. En nou betrek hierdie Jode as dit ware vir Jesus in 'n tipe van 'n onderhandelingstransaksie in. En hulle begin nou druk op Jesus uitoefen, deur vir hom te sê, maar u moet onthou, hierdie Romein het goeie dinge vir ons gedoen. En omdat hy goeie dinge gedoen het vir ons, omdat ons hom geweeg het en gevind het dat sy goeie hoedanighede meer is as die slegte dinge, daarom vra ons nou vir u, dat u hom sal help. Dat u die goeie wat hy gedoen het, sal beloon, deurdat u vir hom ook help en vir hom sy slaaf dan gesond maak. Maar wat nou hier gebeur, is dat die Jode eintlik bewys dat hulle glad nie verstaan waaroor dit eintlik gaan met God nie. Hulle verstaan glad nie hoe God na mense kyk nie. Ons het dit mos nou al so 'n bietjie 'n paar keer raak gesien. Hulle verstaan nie dat God nie regtig belangstel in die goeie dinge wat ons doen, om te besluit of ons op grond daarvan beloon kan word nie. En hierdie misverstand moet Jesus nou aanspreek, en hy doen dit op 'n baie interessante manier. Hy stel dit reg op 'n baie interessante manier. Ons het ons verlede Sondag nogal in diepte daarna gekyk, om te sien dat Jesus nie op grond van ons vroom lewenskeuses ons beloon nie. En dit is waarom Jesus so uitdruklik waarsku, dat ons nie moet probeer om nuwe lap op ou klere te gaan vaswerk nie. En ons moet nie nuwe wyn in ou leersakke gaan gooi nie. Die wet en die evangelie, het ons verlede Sondag gesê, kan nie met mekaar versoen word nie. En nou is dit asof hierdie spanning in die verhaal begin opbou. Want nou wil ons kyk, wat gaan Jesus doen? Hoe gaan Jesus nou hierdie ding, hierdie versoek, wat vir ons daar 'n baie billike versoek klink, hoe gaan Jesus hierdie versoek hanteer? Gaan hy ook dink dat die Romeinse offisier dit werd is om gehelp te word? Nou wat nou gebeur, is dat Jesus begin stap. Hulle begin nou stap na hierdie offisier se huis toe. Maar nêrens praat Jesus verder oor hierdie versoek nie. Hy praat nie oor die goeie dinge wat die Romein gedoen het nie. Hy bespreek dit nie met sy disippels om te sê, hy dink ook, eintlik het hierdie man dit regtig verdien om gehelp te word nie. Al word niks gesê vir ons van enige gesprek wat plaasvind nie. Al wat ons hoor is, hulle is op pad na die offisier se huis toe. En dan as hulle naby die huis kom, dan is daar 'n groepie mense wat hulle inwag, of wat hulle tegemoet kom, en hierdie mense kom sê vir Jesus, dat die offisier vir hulle gevra het, dat hy nie meer na sy huis toe moet kom nie. Aanvanklik het die offisier die Joodse vriende na Jesus toe gestuur, en vir Jesus gesê, kom asseblief na my huis toe, dat jy daai slaaf van my kan help. En nou gebeur dit, dat hierdie offisier voel, dat hy te onwaardig is, dat Jesus na sy huis toe kom. En sy tweede groep vriende word nou na Jesus toe gestuur, om die boodskap in vers 6 aan hom oor te dra. Here, moenie verder moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Nou wat het hier gebeur? Die Romeinse offisier het homself ook gaan beoordeel, soos wat die Joodse leiers met hom gedoen het, maar sy gevolgtrekking verskil radikaal van die gevolgtrekking van die Jode. In die plek van die positiewe beoordeling
wat gegrond is op sy goeie dade wat hy gedoen het, wat die Jode dan gehad het ten opsigte van hom, kom hierdie Romeinse offisier tot 'n erkenning van sy eie onwaardigheid. En nou in die Afrikaanse Bybel kry ons weer met die woordjie werd te doen. Ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Die Jode het gesê, hy is dit werd dat u hom help. Die offisier sê, ek is dit nie werd dat u onder my dak inkom nie. Maar die Griekse woord wat hier gebruik word, wat die offisier nou gebruik, is 'n ander woord as wat vroeër gebruik is. Wat hy eintlik hier wil sê, is dat as ek na my eie lewe gaan kyk, en ek moet dit gaan meet teen Jesus, en ek moet gaan kyk na my eie waardigheid, dan is ek dit nie werd dat Jesus in my huis kan inkom nie. Dis eintlik 'n aanduiding van nietigheid en onwaardigheid, onbelangrikheid wat hier ter sprake kom. Dis asof hierdie offisier na homself kyk en net mooi niks in homself raak sien, wat in sy guns stel, dat hy met vrymoedigheid vir Jesus in sy huis kan toelaat nie. Op 'n skaal van 1 tot 10, waar 1 uiters onbelangrik is dit asof hierdie offisier vir homself 'n ronde 0 gee. Ek is dit nie werd dat u in my huis inkom nie. Wat die Joodse leiers gesê het is, ons het sy goeie en sy slegte dinge teen mekaar opgeweeg. Die goeie dinge was meer as die slegte dinge, en daarom is hy werd dat Jesus hom help. Wat die offisier sê is, as ek na myself kyk, as ek na Jesus kyk, en ek vergelyk my met hom, vergelyk myself met God, dan is ek te klein, te nietig, te onwaardig, te onbelangrik, dat Jesus in my huis kan inkom. Is dit nie ironies nie? Die Joodse leiers het gesê, hy is dit werd dat hy gehelp word. Die offisier sê self, ek is dit nie werd dat Jesus in my huis inkom nie. So die verskil kom in met die manier waarop die Jode na hom gekyk het en waarop die offisier na homself gekyk het en toe tot 'n waardebepaling gekom het. Joodse leiers het na sy lewe gekyk, goeie en slegte dinge teen mekaar opgeweeg en dit op 'n weegskaal geplaas en gesê, die goeie dinge is meer as die slegte dinge. En daarom is hy dit werd om gehelp te word. Die offisier kyk na homself en hy kyk na Jesus en hy sê, ek is dit nie werd dat hierdie man eens in my huis kan inkom nie. Ek is te nietig, ek is te klein dat ek dit kan toelaat. Dis iets van Petrus se gesindheid, waarvan ons ook so 'n paar weke terug daar in Lukas 5 vers 8 gelees het. Toe Petrus vir Jesus gesê het, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Dit is iets van hierdie selfde gesindheid wat ons nou by hierdie Romeinse offisier optel. Maar die interessante is dat hy nie nou vir Jesus sê, weet jy, ek is jammer, ek het die tyd gemors, vergeet maar daarvan, vergeet van my versoek, en gaan maar net weer rustig aan met u lewe nie. Dis nie asof hy wil hê dat die slaaf nie meer gesond gemaak moet word nie. Inteendeel, hy wil nog steeds hê dat Jesus daai slaaf moet help. Hy plaas nog steeds sy vertroue in Jesus om die slaaf te help. Maar nie omdat hy dit werd is dat Jesus vir hom help nie. Nie omdat hy so belangrik is soos wat sy Joodse vriende gevoel het nie. Maar hy gryp terug op God se genade en op God se liefde. Hierdie Romeinse offisier, en heel waarskynlik was hy 'n ongelowige persoon gewees. Want ons lees daar maar net, hy het gehoor van Jesus, is nie asof hy 'n volgeling van Jesus was nie. So hy was heel waarskynlik 'n ongelowige gewees.
Hy help vir ons om opnuut iets te verstaan van die Christelike geloof. Ons het verlede Sondag gesê dat elke ander godsdienst in die wêreld volgens 'n stelsel werk van prestasie en beloning. Jy moet sekere goed doen en dan word jy volgens beloon. Hoe minder sonde jy doen, hoe nader kom jy aan volmaaktheid, hoe nader kom jy aan die Godheid in wie jy glo. Hoe meer opdragte jy pligsgetrou uitvoer, hoe meer en hoe groter is die kans dat jy in goeie guns sal wees by die Godheid in wie jy glo. En hoe nader jy aan hierdie Godheid beweeg, hoe groter is die kans dat jy eendag na jou dood volkome met hierdie Godheid verenig sal wees, dat jy dan volmaakte geluk sal ervaar. Maar, het ons ook gesien, ongelukkig is dit so, dat hierdie manier van dink maak, dat jy op aarde nooit sekerheid kan hê, of jy heeltemal genoeg gedoen het, om in daardie Godheid se goeie guns te kom nie. Het jy genoeg gedoen, dat Allah jou byvoorbeeld sal help? Het jy genoeg gedoen, dat Boeddha jou sal verwelkom by hom, as jy die dag doodgaan? Jy weet nooit nie. Maar in die Christendom, en met die Christelike geloof, werk dit totaal anders. Om te kan kwalifiseer vir verlossing, moet jy juis gestroop word van elke vorm van prestasie en elke vorm van grootheidswaan wat jy dalk kan hê. Jy moet juis nie probeer om die goeie dinge te doen in 'n poging om God se guns te vind nie. Ons moet ophou dink hoe groot en hoe belangrik ons is en eerder onsself aan Jesus begin meet. En dan besef jy eers hoe ver jy tekortskiet. Iemand het in 'n boek geskryf, hy sê, hoe meer jy jouself aan Christus meet, hoe kleiner krimp jy. So klein, dat jy weer kind word, en as hulpelose kind in vertroue jou op jou hemelse Vader verlaat. En dit is waar geloof ter sprake kom. Dit het nie in die eerste plek daaroor gegaan, dat die offisier geglo het, dat Jesus die slaaf kan genees, selfs as hy hom nie kan sien nie. Ag, dit is nie eers ter sprake nie. Immers, of Jesus die man aangeraak het en hom genees het, en of Jesus dit oor 'n groot distansie, 'n kilometer of dalk meer weg gedoen het, dit maak nie saak nie. Jesus doen wonderwerke sommer so in die verbygaan. Dis nie vir hom 'n moeilike ding om te doen nie. Dit bly 'n wonderwerk. Maar waar Jesus te doen, is nie ter sprake nie. Maar dat hierdie offisier bereid was om so klein te word voor God, so volkome op God se genade te vertrou, dit bestempel Jesus dan as 'n groot geloof. So groot, sê Jesus, dat hy nêrens in Israel dit al raak gesien het nie. Ons is in ons lewens verskriklik ingestel op prestasie en belonings. Van kleins af is dit hoe dit werk. Die beste leerling kry die prys by die skool. Die beste atleet kry die beker. Die beste werker kry bevordering. Die beste besigheidsman maak die meeste geld. Daar's byna geen terrein in ons lewens waar daar nie heeltyd gekompeteer word nie. Wie is die beste? Watter een doen beter as die ander een? Watter een moet beloon word? Van kleins af is dit hoe dit werk. En die probleem is dat ons in ons geloofslewe so maklik in die slaggat kan trap, dat ons dink, daar werk dit dieselfde. En dan kom Jesus deur hierdie verhaal en hy sê vir ons, dis nie hoe dit werk nie. As dit kom by jou redding, dan tel prestasie geen punte nie. Inteendeel, jou begeerte om te presteer, jou soeke na goeie werke wat jy kan doen om Jesus te probeer beïndruk, dis dalk juist die dinge wat jou kan diskwalifiseer
van die ewige lewe. Jesus werk anders as wat almal van ons in ons daaglikse lewens werk. En geliefdes, nou keer ek terug na my vraag wat ek aan die begin gevra het. Hoe kyk jy na jouself? As jy na jouself kyk, is jy ook besig om jou goeie hoedanighede op te weeg teen jou slegte hoedanighede, teen die foute wat jy maak? Probeer jy kyk, wat weeg die swaarste in jou lewe? En ek dink jy ons moet te vinnig wees om te sê dat ons dit nie doen nie. Want ek dink almal van ons, tot 'n mindere of meerdere mate, is maar bietjie skuldig hieraan. Ons almal hou maar van 'n kompliment. Ons almal hou maar daarvan dat iemand by jou kom en sê, "Joeg, jy het darm nou 'n goeie ding gedoen." Dit is lekker om sulke komplimente te hoor. Nou is die een van ons wat nog nie iewers in ons lewe gevoel het dat ons darm nie so sleg is nie. En na jouself kyk en sê, as ek myself darm meet teen ander mense, dan doen ek nie te sleg nie. As ek nou van myself 'n punt uit 10 moet gee, miskien so 8 of 9, daarom nou nie volmaak nie, maar daarom nou nie te sleg nie. As ek myself teen 'n ander persoon meet, is dit baie maklik om vir myself goeie punte te gee. Dan dink ek weer aan die woorde van Paulus, daar in Romeine 3 vers 10 en 12. Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En dan staan jy so half in radeloosheid voor God, en jy sê vir God, maar hoe is dit moontlik? Kyk hoe lyk my lewe, kyk die goeie dinge wat ek doen, kyk die geld wat ek gee, kyk hoe getrou is ek in my kerkbywoning. Kyk na al die pogings wat ek aanwend om goed te doen aan ander mense. Sekerlik is ek dit werd om gered te word. En dan sê hierdie gedeelte hier in Lukas 7 vir ons, nee, dis nie hoe dit werk nie. God hou weliswaar nie boek van ons sonde nie, maar God hou ook nie boek van die goeie dinge wat ek doen nie, van die dinge wat beloon moet word nie. God wil alleen maar weet, vertrou ek op hom vir my verlossing? Vertrou ek slegs op hom vir die ewige lewe? God deel nie hier 'n prys en daar 'n beloning en hier 'n beker uit en daar 'n diploma vir allerlei mooi dingetjies wat ons doen nie. God kom en hy stort sy genade in oorvloed uit oor elkeen wat vir die Here sê, ek weet ek verdien dit nie, maar ek vra nog steeds dat U dit vir my gee. Weereens, soos in die ander wonderwerke waarna ons al gekyk het, vandat ons begin het hier met die evangelie van Lukas, gaan dit hier ook nie in die eerste plek oor die wondergenesing as sulks nie. Jesus doen wonderwerke baie maklik, soms so in die verbygaan. Daar is by hom geen inspanning om iemand gesond te maak of selfs iemand uit die dood uit op te wek nie. Maar Lukas wil vir ons in hierdie gedeelte vertel wat die verskil is tussen hoe mense dink en hoe God dink. Hoe een mens na 'n ander mens kyk en hoe God na ons as mense kyk. Die mense sê, hy is dit werd dat U dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het op eie koste die sinagoge vir ons gebou. Die offisier sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. En wat sê Jesus hierop? Ek sê vir julle, in Israel het ek nie so 'n groot geloof teëgekom nie. In God se oë
is die grootste gelowige juis die een wat die kleinste is voor hom. Amen. Here, u manier van dink is so totaal in teenstelling met hoe ons as mense dink. Ons kyk na mense en ons besluit, wie is dit werd om gered te word? En u kyk na ons, en u kyk na mense wat hopeloos geword het, wat hulpeloos geword het, en wat uitroep, wees my sondaar genadig. En Here, ons wil vandag bid, dat u hierdie gesindheid, om klein te wees voor u, by ons sal inkweek. Dat ons sal leer wat dit beteken, om volkome op u te vertrou vir alles. Here, help vir ons, dat ons elke dag, in alles, ons vertroue in u stel. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.